welkom by die boodskap van 9 Augustus. Ons gaan vandag saam lees verder uit Genesis, uit die aartsvaders se verhale. Maar voordat ons dit doen, kom ons raak net 'n oomblik rustig en raak bewus daarvan dat waar ook al jy nou is en hierdie opname kyk, dat die Here ook daar by jou of julle is. Here, ons bid dat wanneer ons nou saam gaan lees uit u woord, dat u self met ons sal praat in ons harte. Here, dat u woord sal lewend gemaak word deur u Gees vir ons, en dat ons sal hoor dit wat u bedoel het vir ons. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om na u te kan luister, na soveel jare nog steeds, want u is 'n lewende God. Die God van Abraham, Isak en Jakob, ook die God van my. Amen. Ons lees saam uit Genesis 37. Ons gaan begin met die eerste 4 verse en dan gaan ons 'n gedeelte oorslaan, maar ek sal sê wat daar ook gebeur en dan gaan ons aan na die laaste deel van die teks. Ons begin by Genesis 37 vers 1. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was, in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was as 17-jarige seun en skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was as 'n jong seun saam met die seuns van Bilha en Silpa, sy vader se vroue. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef, meer as vir al sy ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy ander broers. Hulle het 'n weersin in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Dan is daar natuurlik die bekende deel van Josef se drome, maar ons gaan eers dit oorslaan, die leesrooster gee dit so aan hierdie week, en dan gaan ons verder aan vanaf vers 12. Sy broers het gegaan om hulle vader se kleinvee by Sichem te laat wei. Toe sê Israel vir Josef, laat jou broers nie die vee by Sichem wei nie, kom dan stuur ek jou na hulle toe. Josef het hom geantwoord, dit is goed so. Hy sê toe vir hom, gaan kyk asseblief of dit goed gaan met jou broers en met die kleinvee, en bring dan vir my nuus. So het hy hom uit die vallei by Hebron gestuur en hy het by Sichem aangekom. 'n man het hom daar gekry. Kyk, hy was aan die ronddwaal in die veld. Die man vra hom toe, wat soek jy? Hy het geantwoord, ek is op soek na my broers. Sê my asseblief waar hulle die vee laat wei? Die man sê toe, hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het gehoor hulle sê, kom ons gaan na Dothan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom van ver af gesien. Voordat hy naby hulle was, het hulle arglistig teen hom saamgespan om hom dood te maak. Hulle het vir mekaar gesê, kyk, daar kom die boebaas dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom vermoor en in een van daardie opgaarpitte gooi. Ons sê dan 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het egter gehoor en hy het hom uit hulle hand gered.
Hy het gesê, ons mag nie 'n mens doodslaan nie. Reuben het daarby vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in daardie opgaarput in die woestyn, maar moenie 'n hand aan hom slaan nie. Dit was sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te neem. Toe Josef by sy broers aankom, het hulle Josef se rok uitgetrek, die lang rok met die moue wat hy aangetrek het. Hulle het hom gevat en hom in die opgaarput gegooi. Die put was leeg, daar was nie water nie. Hulle het gaan sit om brood te eet, en toe hulle opkyk, sien hulle daar kom 'n karavaan van Ismaeliete uit Gilead aan. Hulle kamele was gelaai met gom, balsam en hars. Hulle was op pad om dit na Egipte af te neem. Judas sê toe vir sy broers, wat wen ons as ons broer vermoor en dan nog sy bloed moet bedek? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie ons hand aan hom slaan nie, hy is immers ons broer, ons eie vlees. Sy broers het na hom geluister. Toe die Midianitiese manne, die handelaars daar verbykom, het hulle Josef opgetrek, hom uit die opgaarput uitgehaal en hom vir 20 silwerstukke aan die Ismaeliete verkoop. En die het Josef na Egipte geneem. Ons gaan net tot daar lees. Nou ons storie vanoggend begin sommer met 'n interessante ironie. Jakob, wat natuurlik nou bekend staan as Israel, bevind homself in Kanaan, wat ons as leser natuurlik reeds weet die beloofde land is, wat sy nageslag, die volk Israel, gaan bewoon. Maar op hierdie tydstip van hierdie teks word hy beskryf eintlik as 'n immigrant, iemand wie se pa en oupa vreemdelinge was in hierdie land. Ons weet natuurlik, hierdie inligting word vir ons gegee, sodat ons weet ons is nou besig met die verhaal, die groter verhaal van die volk Israel, hulle geskiedenis. Maar soos ons nou sal sien in ons, of soos ons reeds eintlik gehoor het in ons teks, is dit maar 'n morsige menslike geskiedenis. Nog voordat ons by Josef en sy broers en hulle komplekse verhoudings kom. Kom ons kyk net eers na die kompleksiteite in verhoudings wat voor dit nog gebeur het in die vorige generasies, want patrone van voorkeur en voortrekkery en jaloesie kom eintlik herhaaldelik voor in hierdie storie van God se volk. Ismael is amper heeltemal uit die verhaal uitgeskryf as gevolg van Sara se jaloesie. Isak en Rebekka trek elkeen een van hulle seuns voor en ons het gesien hoe dit uitspeel op chaos tussen Jakob en Esau. Jakob se voorkeur en hantering van Rachel teenoor Lea as sy twee vrouens het ook 'n impak en ons kan nie vergeet wat 'n rol hulle eie pa in hierdie storie gehad het toe hy vir Lea vir Jakob gegee het sonder dat hy geweet het as vrou nie. En dan sien ons ook hierdie vinnige verwysing na die Ismaeliete aan die einde van ons teks. Dit is die mense aan wie Josef verkoop word op die ou end en dis ook 'n ego van hierdie striweling in die tussenbroers in die voorafgeskiedenis van hierdie storie. En uiteindelik sien ons eintlik hoe die sondes van die moeders en die vaders tog deur die generasies spoel en uiteindelik oorspoel oor hierdie 12 broers wat nou op hierdie stadium nou nog 11 is, hierdie seuns van Jakob. Nou kom ons nou by Josef en sy broers. Dat die jongste van 'n spul broers, hulle pa se gunsteling was absoluut heeltemal vreemd binne die kultuur waarin hulle gewoon het. Want dit was 'n patriargale kultuur, wat beteken het dat die oudste broer het altyd die guns gehad. Hulle was dies wat sou erf, wat alles sou kry van die pa, en hulle was gewoonlik die belangrikste seun.
Maar ons sien nie dat dit die geval is in hierdie verhaal nie. Ons hoor dat Jakob al oud was toe Josef gebore is, en dat dit een van die redes was dat hy so lief was vir Josef. Dan gee Jakob vir Josef 'n rok met lang moue. Nou dit was 'n verskriklike duur item vir hierdie mense. En dis ook nie 'n baie praktiese kledingstuk om vee mee op te pas of harde arbeid te doen nie. Wat impliseer dat Jakob nie van Josef verwag het om vee op te pas en harde arbeid te doen soos van sy ander broers nie. Ons hoor aan die begin van die teks dan word daar gesê dat Josef saam met sy broers vee opgepas het, maar ons hoor tog dat hy toe al die tipe boodskapper was tussen Jakob en die broers wat die vee oppas. So, en later is dit, klink dit asof hy eintlik maar meeste van sy tyd by sy pa deurbring en dan so 'n tussenganger is. En dan hoor ons dat hy dikwels slegte gerugte oordra van sy broers by sy pa. Of dit waar was, dit weet ons nie. Dit sê die teks nie. Maar die drome wat ons nie van gelees het nie, waar Josef eintlik droom dat sy pa en broers voor hom buig, het verseker ook nie Josef se saak by sy broers gehelp nie. Maar daar's tog 'n laaste kompleksiteit in hierdie verhouding tussen Josef en sy broers, wat ek wonder of dit nie tog ook dit vir Josef van die begin af eintlik maar op sy agtervoet gesit het nie. Josef is die enigste seun gewees totdat Benjamin gebore word later, maar ons weet dit gebeur eers wanneer Josef weg is. Maar Josef was die enigste broer wat nie 'n ma en 'n pa gedeel het met enige van sy broers nie. Hy was al sy broers se halfbroer. Al sy ander broers het ten minste 'n broer gehad wat dieselfde ma en pa as hy gehad het. So hierdie hele situasie was verskriklik kompleks. Jakob het by 4 verskillende vrouens seuns gehad. Net die seuns is genoem, later ons hoor van die dogters tussendeur, maar die seuns is nou in hierdie teks die belangrike spelers. Ons weet dat Jakob getroud was met Lea en Rachel, maar dat hy eintlik werklik net vir Rachel lief was. En dan het hy nog 2 byvroue gehad, wat hierdie 2 vroue se slavinne was, en hulle het ook seuns gehad vir hom. So, by Lea, die ongeliefde vrou, het Jakob 6 seuns gehad, waaronder sy oudste Reuben. En dan ook Simeon, Levi, Juda, Isaskar en Sebulon. Dan Lea se slavin Silpa het vir Gad en Aser as seuns gehad. Rachel se slavin Bilha het Dan en Naftali gehad. En dan by sy geliefde vrou Rachel het hy slegs vir Josef gehad en uiteindelik ook vir Benjamin, maar met Benjamin se geboorte is Rachel ook dood. So dit is 'n verskriklike kyk, ek dink as mens 'n sepie sou maak van hierdie familie, dan sou dit definitief nie sonder intriges gewees het nie en vir jare sou kon hardloop op die drama. Dan lees ons vanaf vers 12 waar Josef na sy broers toe gestuur word. Ons lees dat hulle skape oppas in Sichem, dit is waartoe hulle gestuur is. Maar so in ons agterkop kan ons hou dat Sichem 'n slegte konnotasie eintlik vir hierdie familie gehad het. Hulle suster Dina is vroeër daar verkrag en Levi en Simeon het al die mans doodgemaak uit wraak uit. Dit lees ons in Genesis 34. So dit het nie daar's 'n slegte konnotasie met Sichem. Dan die volgende ding wat ons van kan kennis neem hierso is die afstande tussen hierdie plekke wat Josef dan nou moet reis om te kom by sy broers. So hy begin by Hebron, dit is waar hulle woon, en dan moet hy na Sichem toe gaan, wat so ongeveer, dit is 40 myl wat so 64 kilometer is,
wat hy moet reis tot by Sichem, dan hoor hy, hulle is nie in Sichem nie, hulle is in Dothan, en Dothan is dan 15 myl ongeveer, so dis so 24 kilometer nog verder. Nou ek was nog nooit lus vir 'n maraton nie, maar hierdie is 'n maraton plus nog 'n half maraton by. Hy kon dit gelukkig stap, maar dit is 'n stewige stappie wat hy moes gedoen het om te kom by sy broers. Maar dan hoor ons dat hy nie wat aangehad het nie, sy lang rok met die moue. So, as die lang rok met die moue onprakties was vir harde arbeid en veeoppas, was dit verseker onprakties om 88 kilometer mee te stap. So, opsetlik of onopsetlik, ek weet eerlikwaar nie, die teks gee nie vir my genoeg inligting nie, het Josef sy broers verseker omgekrap, net deur op te daag met sy rok. Nou dan gebeur nou hierdie die dramaatjie wat afspeel, wanneer hulle nog vir Josef sien aankom daar in die afstand, van 'n afstand af. En wat vir die eerste keer vir my, hierdie keer toe ek hierdie teks gelees het, vir die eerste keer het die feit dat Reuben iets sê, vir my eintlik meer uitgestaan, en daarom het ek besluit, ek wil vandag nie vir Josef die hoofkarakter maak van my boodskap nie, maar vir Reuben. En daarom het ek die tema gekies, wees die een. Want ek dink, Reuben was die oudste, hy het 'n tipe van 'n gesag gehad. En ons sal nou kom by dat wat Reuben gedoen het dalk nie genoeg was nie, maar ek dink tog dit moes bitter moeilik gewees het vir hom om iets te sê teen sy broers. Want met hierdie kompleksiteit, met hierdie verhouding wat die broers het met Josef, kan ek net dink die haat, die venyn, dit wat hierdie ampere, hulle praat in Engels van 'n mob mentality, wat ek eintlik hierso sien begin gebeur tussen hierdie broers. Dit is, hulle sweep eintlik mekaar op, hier kom die dromer aan, hier, hy het nou weer sy rok aan, hierdie gunsteling van pa, hulle sweep eintlik hulle self op, teenoor Josef, en ons weet dat dit net op slegte goeders kan uitloop, wanneer mense met soveel negatiewe emosies mekaar opsweep. En Reuben besluit dan om sy mond oop te maak en te sê, wag, dit is ons broer, kom ons maak hom nie dood nie. En natuurlik het hy nou hierdie plan in sy agterkop, dat hy nou wel sy broer sal red hierna, en dan sal terugvat na sy pa toe. Ek is op die oomblik besig om die biografie te lees van Desmond Tutu. En alhoewel hy in baie kringe 'n kontroversiële karakter kan wees, dink ek hy is een van ons land se mees kosbare dele van ons geskiedenis. Juis omdat hy in 'n tyd wat dit nie net moeilik was om te praat nie, maar gevaarlik was om te praat, besluit het om dinge te sê wat mense aan alle kante kwaad gemaak het. Wat my die meeste opgeval het in een van die hoofstukke wat ek gelees het, is dat Desmond Tutu altyd gesê het wat hy glo, die evangelie van Jesus Christus vir hom sê. En in sommige gevalle het dit mense kwaad gemaak aan die een kant van die geskiedenis, wat gevoel het hy's nie radikaal genoeg nie, en hy spreek nie hard genoeg uit teen die huidige regime op daardie stadium wat apartheid was nie. En dan aan die ander kant het hy ook mense kwaad gemaak, net omdat hy bloot iets gesê het teenoor die regime wat hy geglo het, mense se menswaardigheid aantas. En dit het my regtig mooi laat dink ook
oor wat dit beteken om te praat in 'n situasie waar dit moeilik is. En nou wanneer ons dink ook aan Vrouedag wat val op die 9 Augustus, wat hierdie boodskap voor bedoel is, dan kan ons ook dink aan daai vroue wat gaan mars het, gaan stap het, gaan hulle name neerskryf het en gesê het, dinge is nie reg nie. En ons kan nou sê, hulle het dit nou nie alleen gedoen nie, hulle het dit saam met ander gedoen wat soos hulle gedink het en geglo het, maar ek kan dink dat hulle ook swaar gekry het in sommige kringe oor wat hulle gedoen het. Om terug te kom by Reuben, die broers verkoop uiteindelik vir Josef op Judas se aanbeveling, want hy voel natuurlik ons kan ten minste ietsie kry uit hierdie situasie uit. En dit ry natuurlik Reuben se planne in die wiele. Een van die kommentatore wat ek gelees het sê, Reuben se plan is in die wiele gery omdat hy nie genoeg gedoen het nie. Hy het nie genoeg gesê nie, en hulle noem hom 'n responsible coward. Want hulle sê, hy moes eintlik sy gesag as oudste seun gebruik het, juis omdat hulle in 'n kultuur woon waar die oudste seun iets beteken, moes hy dit gebruik het en direk gepraat het teen sy broer se haat en teen die geweld wat hulle planne voorgemaak het. En uiteindelik raak die feit dat hy nie hard genoeg gepraat het nie, ook maar net dat hy eintlik maar deel raak van die sameswering. In Engels praat hulle van complicity. Wat was hierdie broer se plan? Die vorige kere wat Josef gestuur is om nuus te kom kry oor hulle veeoppassery, het hy slegte gerugte oor hulle aangedra. En hulle was nie lus vir dit om weer te gebeur nie. Die interessante ding is, en 'n ding wat Tutu ook heeltyd op klem gelê het as hy gepraat het tydens die apartheidsjare, was gewees dat wanneer ons iets doen wat iemand anders se menswaardigheid aantas, dan doen ons dit eintlik aan onsself ook. Ons breek iets in onsself af. En is interessant dat die konstruksie wat gebruik word wanneer daar geskryf word, hulle het arglistig teen hom saamgespan om hom dood te maak. Dis in Hebreëus praat hulle van 'n hitpail, en dis 'n baie rare konstruksie wat gebruik word, maar dis refleksief en dit laat iets gebeur. So dit kom amper terug na jouself toe en dit laat iets gebeur. So eintlik kan mens amper sê, hulle het arglistig teenoor hulle self ook opgetree en teen hom saamgespan om hom dood te maak. En dan skryf hierdie kommentator oor dit, hy sê, the pre-modern agrarian setting meant that kinship, specifically brotherhood, was a crucial component to their life. Their lives would be woven together from the cradle to the grave. They knew they owed complete fidelity to their father's wishes. So dit beteken dat as hulle hom dood sou maak, as hulle hom net daar in daai put sou los, as hulle hom sou verkoop in slawerny, soos wat hulle doen op die ou end, al hierdie dinge kom terug eintlik na hulle toe ook as skade. En dit het my ook laat dink dan aan die ander ding wat 'n woord wat Tutu ook eintlik bekend gemaak het in die wêreld, en dit is Ubuntu. Nou hy beskryf in The Star, hy praat eintlik al in 1981 oor Ubuntu Botu, soos wat dit in die tradisionele Afrika samelewing gebruik word, en dan sê hy, it referred to what ultimately distinguished us from animals, the quality of being human and also humane.
The definition is almost a tautology. The person who had Ubuntu was known to be compassionate and gentle, who used his strength on behalf of the weak, who did not take advantage of others. In short, he cared, treating others as what they were, human beings. Uiteindelik sou hy Descartes se I think therefore I am eintlik gebruik as 'n teenstelling is en dit tipe van oor vertaal en dan sê hy I am because you are and you are because we are, of a person is a person through other people. En ek dink dit sê vir ons genoeg van wat hierdie broers eintlik aan hulle self op die ou end sou doen met wat hulle gedoen het. En hoekom wat Ruben gedoen het nie genoeg was nie, maar tog vir ons help om te dink oor waar ons dalk harder moet praat. Ek dink as ons terugkyk na Pinkster en dit wat ek gedeel het oor Rowan Williams en wat hy sê oor die Bybel en dat die Bybel nie altyd net sedelessies is met karakters wat altyd alles perfek doen en die voorbeeld is nie, dink ek hier is dit 'n perfekte voorbeeld daarvan, van ons het vir Ruben en Ruben probeer, maar hy kry nie 100% reg wat ons tog glo en weet in ons harte hy moes gedoen het nie. En dan het Williams ons geleer, kan ons sê, met wat ons weet van die storie van die Bybel, met wat ons weet van ons verhouding met Jesus Christus, hoe sou ons beter kon doen as Ruben sy eintlik complicity op die ou end. Sy plan wat in die wiele gery is, omdat hy nie sterk genoeg gestaan het met dit wat hy geweet het reg is nie. En dan is die vraag wat ons vir onsself moet vra, wanneer ons in sulke situasies kom, waar mense dinge sê wat ons weet nie reg is nie, waar mense dinge doen of in 'n rigting op pad is, wat ons weet iemand se menswaardigheid aantas. Dit kan so eenvoudig wees, soos 'n woord wat gebruik word, wat iemand afknou. En ek het altyd gedink, dis altyd so maklik om met tieners te praat oor skinder, en dat as jy die situasie is van skinder, want ons assosieer mos skinder met tieners. Maar sjoe, as volwassene kom ek dikwels nog steeds in situasies waar dit moeilik is, om nie in gerugte te verval nie. Want dis wat ons as mense maar doen. Ons vertel stories en soms is hierdie stories ten koste van ander mense. So die vraag wat ons vir onsself moet vra is, as ons in so 'n situasie kom, wat doen ons? En eerder, hoekom doen ons dit nie? Vrees? Is ons bang vir wat mense van ons gaan dink, wat mense van ons gaan sê? Gaan dit oor jaloesie? Wil ons dalk hê dat iemand afgebreek word? Of gaan dit oor ons eie gemak, dat dit net vir ons makliker is om stil te bly? Ek dink dit is iets wat ek weer opnuut geleer het in Tutu se storie, en ja, natuurlik het hy ook foute gemaak, hy was ook 'n mens. Maar die wonderlike ding wat hy baie goed reg kry, is om te luister na die Here, of ten minste sy beste te geprobeer het, en volgens die evangelie 'n opregte lewe met integriteit te leef met sy woorde en sy dade. En dit is wat Ruben se optrede, alhoewel dit gebroke is en nie perfek nie, uit hierdie teks uit vir my leer. En alhoewel ons sien dat sy planne in die wiele gery word en Josef uiteindelik verkoop word,
is daar nogtans genade in hierdie storie. Soos wat daar genade is ook in ons storie, want ons kry ook nie altyd dit reg nie. Genadiglik is God se storie groter as ons en ons foute. Josef se drome is eintlik 'n vooruitwysing dat God heeltyd betrokke is. En uiteindelik hoor ons dat Josef ook genesing kry en besef dat God se hand ook al hierdie foute van sy broers kon gebruik om genade te deel aan meer mense. En dit sien ons in die res van Josef se verhaal. So mag ons nie bang wees om daai een te wees wat ons mond oopmaak nie. Al bring dit vir ons vrees en ongemak, al gaan ons teen die stroom, mag ons luister na dit wat die Here vir ons sê, en nie dat wat mense vir ons sê, ons rig en lei nie. Amen. Ondersteun ons 31 dae van gee in Augustus. Ons barmhartigheidstema fokus op mense met voedselnood. Die deuroffers gaan aan ACVV, Stellenbosch Welgelege Noodfonds, Stellenbosch Voedingsaksie, die Bybelverspreidingsfonds en die bediening aan dowes by die Nasionale Instituut vir Dowes. Word deel van ons gemeenteprojek tydens Barmhartigheidsmaand om die groot voedselnood in die Stellenbosch gemeenskap te help verlig en te help om al die houers vir die 9 organisasies wat ons ondersteun te laat oorloop. Christus is die Heer, daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur.